Tema van my boodskap is die lam van God. Die lam van God. So wanneer ek besig is met hierdie tema, elke dag ervaar ek in my binneste dat dis soos iets wat plaasvind in my binneste wat vroeg, dit skommel hier binne in my binneste. Want die oomblik as jy begin kom met die lam van God of jy begin oor die kruisiging te praat, dan kan jy nie anderster dat jy voor God opbreek nie. Jy kan nie anderster nie. Ek staan vanoggend op, ek sê vir my vrou, ek kan nie verstaan nie, ek is so emosioneel vanoggend en verskoon my, ek kan dit nie verstaan nie. Dit is asof die Here my terugvat toe ek 19 jaar oud is en ek is stikkend en ek is gebroke. Ek is soos iemand wat geen rigting het nie. Wat voel ek het niemand wat my ondersteun nie, maar al het ek goeie ouers gehad. Want ek nog steeds in daai plek in my lewe was dat ek was verlate en ek was eenkant toe gestoot gewees in my omstandighede waar ek was. Maar ek staan alleen. En die oomblik toe ek die lamp van God, die tema kry, toe besef ek, as dit nie vir die lamp van God was nie, was ek nie vandag hier nie. En terwyl ek die woord van die Here so begin lees, en daar's 2 skrifte, hier's 'n paar skrifte wat ek wil aanhaal vandag, en ek gaan nie na Jesaja 53 toe, maar eerste wat ek wil aanhaal is hier, waar Jesus, die toneel toe Jesus en Johannes by mekaar kom, en Jesus kom aangestap na Johannes toe, en hier gebeur 'n profesie, wat jare daarvoor dit geprofeteer was, oor die lamp van God. In Jeremia 53 waar dit gepraat word oor hoe dit gaan plaasvind by die lamp van God en hy stil gaan wees en nie woorde gaan hê nie en wat alles gaan plaasvind en hier kom die lamp van God en hy staan hier voor Johannes en hy kom aangestap en hoor wat sê Johannes 1 Johannes 29, hy sê Johannes 1 vers 29, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En hier in Jesaja 53 profeteer hy en hy praat dat hierdie lam moet nog kom, maar hier kom dit by mekaar en hier kom dit hier waar 53 en waar Johannes 1:29 hier by mekaar oorspring en die natuur spring hy oor na mekaar toe. Hier praat hulle en profeteer hulle oor hierdie lam van God, maar hier in Johannes 1:29 kom hy en hy sê, hier is die lam van God. En hier in Jesaja spreek hy oor hierdie goed en ek wil met u praat oor ek wil vir u 'n stukkie lees. Bear with me. Jesaja 53 vanaf vers 3. Hy was veragend deur die mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. So hy het nie net krankhede nie, hy het smarte ook. Ek wil hê jy moet verstaan vermoere, nie net krankhede nie, maar jou smarte ook. Smarte kan verskillende dinge wees, krankhede kan verskillende dinge wees, en dan kom die mense en sê, maar as ons oor hierdie sekere ding praat, ons mag nie, want dit is prosperity, maar as smarte beteken, jy het smarte, ons sekere dinge, principalities van hierdie wêreld, dan beteken dit, hy het daai smarte gedra. Hy het dit aan die kruis vasgenaal, en ek wil vir u vra, ek wil vandag sê, ek sien dat, terwyl ek oor hierdie boodskap 'n tema voorberei, sien ek 'n lammetjie, ek sien die kruis, ek sien Jesus en ek sien God die Vader. En hierdie fases wat hierdie lammetjie deurgegaan het, om sy plek terug te vat in die regterhand van God die Vader. Hy moes die kruis, hy moes as lammetjie gekom het, hy moes aan die kruis vasgenaal geword het, omdat sy bloed op die kruis moet wees, sodat daardie lewe, wat daai bloed wat nooit sterf nie, altyd deur aan die kruis kan wees, sodat geen sondaar, en wanneer hy daar vaskom en hy daar by die kruis kom, daar altyd lewe vir hom kon wees. Maar daarna, na die kruisbelydsplaas, en hy gaan, en hy word ons middelaar, en na dit gaan sit in die regterhand van God die Vader. Vir my en u, om vanoggend te besef dat
Dis die lam van God toe Johannes hom sien. Maar die smart en die krankhede wat hy op hom gedraai het. Maak nie saak waar jy vandag sit nie. Maak nie saak wat jy beleef het nie. Dit gaan hieroor. Besef dit vandag. Die prys is al reeds betaal. Jy dra skuldgevoelens in jou lewe en in jou hart. Ek wil vir jou vanoggend sê, by daardie kruis is al lewendige bloed om vanoggend te kan ontslaa raak van daai smarte. Terwyl ek hierdie boodskap so voorberei en ek ervaar dat gedeurboorde hande, gesmart, soveel geslaan dat jy hom nie in sy gesig kon kyk nie. Wat het daai prys betaal? Wat het daai prys gekos? Vers 4, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, beskou, die ander woord wat geplaag is, beskou, deur God geslaan en verdruk was. Ons het beskou, dis die ander woord wat daar was, wat daar eintlik staan. Ons het beskou dat hy word deur God geslaan en verdruk was. Vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat die vrede aanbring. As jy nie vrede in jou lewe het vandag nie, jy het nodig om by die kruis te kom. Hy sê die vrede aanbring. Hy dra dit na jou toe. Hy bring dit na jou toe. Dis jou keuse om vandag te sê, I need to get to the cross, want aan die kruis is daar lewendige bloed wat vir my gestort is as 'n rousel of as 'n kind van die Here. As jy nie jou hart vir Here gegee het, hier is bloed wat lewe. As jy jou hart vir Here gegee het, is bloed wat lewe. Hy bring dit vir jou. Hy gee dit vir jou. Dis soos iets wat ek vir iemand gee en ek Jaco, kom staan gou voor asseblief. Dis soos iets wat ek vir iemand bring. Ek wil hê ons moet hier voor kom staan gou. Wat my baie hartseer maak en my pyn hier binne in my binneste is wanneer ek van straat tot straat ry en ek sien hy dwelmverslaafde ou wat daar sit en hy word gemartel. Hy keer dit goed. Maar hier is 'n kruis wat deur Jesus kom en hy vat jy dit, dan bring jy dit vir my. OK, net so. Jy bring dit vir my. Dis my keuse of ek dit gaan vat. Halleluja. Ek weet nie of jy ervaar die salwing wat ek ervaar vanmôre nie. Kerk van die Here. Ons is so opgewonde oor al hierdie dinge. Maar dis my keuse of ek vanoggend gaan sê, dit wat u vir my, die vrede wat u vir my gedra, dit wat u by my tot u by my bring vandag, dis hierso. Ek is so opgewonde, maar jy moet iets doen. Jy moet iets doen. Jy moet dit aanvaar. Jy moet dit vat. 'n blye boodskap kan bly en hy kan gaan. Ek kan hierdie boodskap vanoggend myne maak, of ek kan sê, ek sit hom daar vir volgende naweek. En die verskil daarvan is twee dinge. Wat is die verskil, pastoor? Die verskil is die een gaan die lewe, die vrede ervaar wat hom gevat het. En die volgende persoon wat hom nie gevat het nie, gaan 'n roep hê na daai vrede. En ek wil vir u volgende verseker, dat ek wil volgende sê, soos Johannes gesê het, daar's die lam van God,
My getuienis vanmôre, of jou getuienis vanmôre aan die wêreld moet wees, daar's die lam van God. En hoe seker is dit wat jy gaan oordra in die waarheid is, dat dit wat jy en ek beleef het, kerk van die Here, gaan altyd daar wees, dat ek in die lam van God ervaar in my lewe. Ek het by die kruis uitgekom. Hoor wat sê vers 7, hy was mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy sy mond nie oopgemaak nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hoekom het hy nie sy mond oopgemaak nie? You were on his mind. Jy was op sy gedagte. Hy het geweet, nadat ons kinders van die Here is, het ons nog steeds nodig om by die kruis te kom, om te kom kniel. 'n bietjie praat met Jesus maak alles reg. Amen. Is dit nie so nie? 'n bietjie praat met Jesus maak alles reg. Hy maak sy mond toe. Eksodus 12 vers 5 en 6. Ag, ekskuus, nie. Ek wil met u praat volgend ook. Dat die voorbereiding van 'n lam geoffer. Wat die plaasvind is, dat Jesus kom en Jesaja kom praat hier oor Jesus, en wat plaasvind is eintlik die voorbereiding tot die slag van die lam. Dis die voorbereiding. Nou as jy gaan volgens die Ou Testament, en jy kom op 'n plek en hulle moet 'n lam slag, dan vat die eienaar van die lam en hy gaan en hy maak seker hierdie lam het geen gebrek nie. Hy maak seker, hy gaan en hy hou hierdie lam op 'n sekere plek en hy kyk na hierdie lam, want hierdie lam moet 100% gesond wees. Wanneer hy dit by die priester kom, dis hoekom 'n priester se rol so groot was in die Ou Testament, is dat die priester het gekom en hy die lam by die persoon gevat, en wat plaasvind is, dat die ou wat die sonde gedoen het, kom, jy moet baie mooi hoor vanmôre. Jy wat die sonde gepleeg het, kom met die lam. Priester is daar. Hy vat sy hand en dan sit hy hom op die kop van die lam. Hy vat sy hand en hy sit sy handpalm op die kop van die lam. Weet jy hoekom? Die oordraag van die sonde wat hy gedoen het na die lam. En dan wanneer hy daar weg beweeg, dan beweeg hy eintlik daar weg, dat sy prys is betaal, want die lam gaan nou verbrand word. Daar mag niks van daardie lam oorbly nie. Niks nie. Hy moes verbrysel word. Hy moes vernietig word in sy lewe. Eintlik betaal daai lam met sy lewe. Nou kom die paaslam. En die paaslam werk so. Was 'n 14 dae proses. Die eerste 10 dae het hulle seker gemaak, het hulle 'n paar gekry, lamme gekry, en hulle het gekyk dat dit vlekkeloos is, en dat dit gesond is, en dit moet 100% die regte lam wees vir die offer. Van dag 10 tot dag 14, 'n 4-dag proses. Vat hulle die lam wat reg is, en hulle separate hom, hulle vat hom weg uit die ander lammers uit. En hulle berei hom voor, vir 4 dae, op die 4de dag, word die paaslam geslag. Terwyl ek so sit en ek besef een ding. Die 4-dag proses het Jesus deurgegaan. Die lam van God. Die eerste dag in die tuin. Toe sy sweet in bloed verander het. En hy gesê het, dat hierdie beker my verbygaan, nie, maar nie my wil nie, maar u wil geskied. 3 dae in die doderyk, die 3de dag het hy opgestaan. En hy berei vir ons 'n pad voor. En hy maak vir ons 'n belofte, en hy bring vir ons 'n Nuwe Testament. Die voorbereiding van dit het 4 dae gevat. Hy kom by Lazarus uit, en toe hy by Lazarus uitkom, sê hulle maar, jy's 4 dae te laat. Jy's te laat. Die voorbereiding van lewe na dood vat 4 dae. En ek besef een ding in my lewe.
dat wanneer jy nie die proses deurgegaan het werklik, dat jy dit ervaar het, die prys wat Jesus vir jou betaal het, dat jy deur daai emosies van Christus in jou lewe ervaar het nie, dan gaan dit nie vir jou so erg wees nie. Want dit het 'n prys gekos. Die dag toe hy sy mond stil maak en Pilatus vir hom vra, is jy die Jesus? En hy sê vir hom hierdie woorde, hy sê, jy sê dit. En ek wil vir vanoggend sê, dat hierdie proses van die lam van God, wat Johannes van gepraat het en gesien het, is 'n herhalende gebeurtenis na die kruis vir my en u. Om seker te maak, sodat ons die lam van God eendag kan gaan sien in die hemel. En terwyl ek hierdie dinge sien, en ek besef, dat hierdie proses wat plaasgevind het met die voorbereiding van die geslag van Jesus Christus, hierdie proses wat deur smarte en deur swaar kry en hartseer en pyn en emosies en elke ding wat deurgegaan het, deurgewerk het, vir my en u vanmôre vrede kan bring. As jy vrede wil vind in jou lewe vanoggend, is dit by die kruis. Want daar's iemand, hy sien my op die kruis nie, maar hy het iets op die kruis gelos, die bloed. Hy het sy rol verander van 'n martelaar na die seun van God. En die woord van die Here sê, hy is ons middelaar. Hy is ons middelaar. En hy bring vandag vir jou die vrede wat jou verstand te bowe gaan. Maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. Maak nie saak of jy 'n kind van die Here is en ongered is nie. Daar's vir jou vandag vrede wat vir jou wag. In hierdie dag van vandag wat ons so lewe, gejaag na niks. Ek wil dit weer sê, gejaag na niks. Want 'n mens is eenmaal gemaak om te sterwe. Amen. Ons hou so vas aan klomp dingetjies en ons hou so vas aan baie beloftetjies en ons hou so vas om mekaar tevrede te stel, maar ons verhouding met God is heeltemal nie eens op die plek waar dit moet wees nie. Ons fokuspunt, ek wil dit sê vanmôre, ons fokuspunt is nie meer God nie, ons fokuspunt is die wêreld. Want as ons op die nuus kyk en ons kyk al hierdie dinge wat aangaan en dit beïnvloed ons emosies. Dit beïnvloed ons verhouding met mekaar. Ons verhouding met God. En wanneer Abraham, toe hy vir Isak gesê het, God sal self die lam voorsien. Toe het hy geweet wat hy geweet het. Dis dieselfde toe Abraham vir Isak sê, God sal self die lam voorsien. Toe kom Johannes en hy sê, maar hier staan die lam van God. Hier staan hy. Wie staan vir jou vandag? Ek wil hê jy moet dit mooi verstaan vanmôre. Wie staan vir jou vandag? Wie wil vandag vir jou op daai plek bring in jou lewe, dat jy vandag moet besef, 'n nuwe begin breek vir jou aan. 'n nuwe begin. 'n nuwe begin. Want ons kan nie heeltyd aan die kruis vasgenaal word nie. Daar moet 'n rol verander. Jesus sê vir hulle, jy neem jou kruis op en dra hom. Waar dra jy 'n kruis? Op jou rug. Jy dra die Bybel in jou hande. Jy dra die Bybel in jou hand. In jou hand. Laste, sonde en laste, het is soos jikke om hulle nekke gedra en maak dit swaar. Ek wil u vanmôre bemoedig. Ek bring hierdie woord vanoggend na jou toe. Ek bring vrede na jou toe vanoggend, kind van die Here. Ek gee vir jou vrede vanmôre. Gaan jy vanoggend sê soos wat Johannes gesê het? Hier is die lam van God. As God dit een keer gedoen het, dan gaan hy dit weer doen. Maar weet jy wat? Ons soek uitkomste in ons finansies. Ons soek uitkomste in ons
vleeslike dinge, maar ons geestelike dinge verrot, loop agteruit. Ons geestelike dinge staan agter ons. En wat God se plan vir my en u is vanmôre, om te besef, as ek vanoggend 1 druppeltjie bloed op my lewe kan hê, 1 druppeltjie bloed, waarop ek kan staat maak vanmôre om te sê, Here, 'n nuwe begin, 'n nuwe oplossing, dan gee ek vanoggend vir jou hierdie kruis. Ek bring hom vir jou. Wat maak jy? Ons het 'n nagmaaldiens vanmôre. Jy kan vanoggend die uitstap dieselfde as wat jy ingekom het. Jy kan vanoggend in jou kar gaan klim en jy kan huis toe gaan en jy kan met dieselfde gemoed by jou huis uitkom. As ek by die dokter kom en ek sê vir die dokter, ek voel nie so nie, dan vra hy nogal vir my, hoorie so maar, het jy nie hierdie simptome en daai simptome, en dan sê ja, dan skryf hy my pille voor, maar ek het hom die simptome gegee. Maar ek het vir jou 'n boodskap van die Here vanmôre. Toe Jesus aangestap kom na Johannes toe, hy's nog nie eens by hom nie, toe hy so aangestap kom, toe sê hy, daar's die lam van God. Daar's hy. Los bietjie vandag jou omstandighede net so vir 'n oomblik een kant. Los dit net so vir 'n oomblik een kant. Sit dit neer vandag. Want hy dra vrede na jou toe. Hy dra oplossings na jou toe. Die moeilikste ding is om by iemand in te stap en jy het 'n babietjie in jou hand. En iemand kom haal net jou kind uit jou hand uit. Kom haal net jou kind uit jou hand uit, daar stap hulle. Hoe gaan jy as ouer voel? Jy gaan onseker wees waarheen die persoon met jou kind gaan. Hy het sy seun gegee. Om jou seun gou-gou vir iemand te gee om iets te doen is goed, maar sy lewe vir jou te gee, verbrysel te word. Mense kan vandag in omstandighede, ek vat daai man Vrydag en ons doop hom. 'n sterk man, hy werk by die polisie en hy het 'n virus gekry deur 'n koorsblaar. Sy brein het begin stil staan en al die dinge. Maar hy sê, ek wil gedoop word. Jy kan in watse omstandighede wees vandag. Jy kan inkyk vandag en ek wil vir jou sê, maak nie saak in watse omstandighede jy is nie. Jy kan vrede vind. Ek dra dit na jou toe vandag. Jy kan vandag op 'n plek sit van siekte. Jy kan vandag op 'n plek sit. Dis nie lekker as 'n besigheidsman op gelikudeer word nie. Dis nie lekker as 'n man sy vrou los of sy vrou die man los nie. Dis nie lekker nie, dis nie 'n goeie plek nie. Maar wat ek vir jou wil sê is vandag is, in jou omstandighede waar jy is. So 'n paar jaar terug sit ons met 6 bejaarde tannies in die wildtuin. Ons het altyd vir hulle kos gemaak. Ek was die kok gewees. Dan maak ek vir die klomp vrouens kos. Maar ek het dit so bietjie verder gedoen, want daar's 'n baie gebabbel daar. En terwyl ek so die een vrou se naam noem, gryp sy my hand so. Vat my hand en ek sit my hand so bo en ek noem haar naam. Sy gryp my hand so. Sy sê vir my, pastoor, ek sê, wat sê tannie? Sy sê, ek veroorsaak rusie by my huis, net dat my kinders my naam kan noem. Net vir my naam kan gee. As ek net my naam kan hoor by my kinders. Wat ek wil sê met dit vanmôre is, jy kan vanmôre alleen voel. Jy kan vanmôre voel jy's alleen. Jy het net iemand nodig vandag. In dit dra Jesus vandag die boodskap na jou toe, van vrede. In dit, jy kan in die grootste stormtyd van jou lewe wees. Jy kan op breekpunt wees. Maar die prys wat hy vir jou betaal het, uit dit uitvloei vrede.
uit dit uit vloei vir jou nuwe beginne. Uit dit uit vloei vir jou oplossings. Ja, vergifnis van sonde, wat belangrik is. Siekes word gesond. Maar ook sê die woord van die Here, in Jesaja skryf hy, en hy sê, vrede. Vra ek jou vanmôre, waar sit jy in jou lewe tans? Sit jy op 'n plek in jou lewe waar jy kan begin werk aan jouself? Want jy sien die serafs is om die troon van God en hulle sing oor die lam van God in Openbaring. Hy is die hoop vir hierdie wêreld. Hy moes met sy lewe betaal het. Ek dink by myself, toe hulle hom so gemartel het en hulle hom so geslaan het, en hom geskop het en hom gespoeg het en die doringkroon op sy kop gesit het, asyn gegee het om te drink, en hom met daai karwats geslaan het. As hulle hom so slaan met daai karwats, dan spat sy bloed so. Dan spat sy bloed so. Daar kom nie 'n woord uit sy mond uit nie. Daar kom nie 'n woord uit sy mond uit nie. Want hy weet, elke druppeltjie bloed wat so spat, kom af vrede uit. Ek wil eerder my kinders merk met vrede en op en 'n nuwe beginne, as wat ek 'n woord sê, en ek kan nie hierdie prys betaal nie, kom dit so, dan val dit so op jou. Vir jou vir nuwe beginne. Ek wil vir jou vanoggend sê, sit jou mistakes een kant, sit dit hier by die kruis. Sit dit vanmôre hier by die kruis, want uit die kruis uit kom daar nuwe bloed, nuwe oplossings. Laat sy bloed op jou val vanmôre, dat jy kan nuwe lewe kry, en dat jy kan vrede kry vanmôre. Kinders van die Here, hy was nie deurboor, maar net sommer net vir sonde, en sommer maar net vir siekte nie. Hy was deurboor vir jou en vir my, vir nuwe beginne. Hy het 'n nuwe testament kom voorlê. Ek wil vir jou vanoggend vra. Ons gaan nagmaal hou. Dis die verbondsark, dis die verbondsteken vir my en u vandag, om te sê, en nie die besluit wat jy gaan neem, gaan ek verseël met my bloed. Sit jou begeertes in aksie. Sit jou behoefte in aksie vanmôre. Sit dit wat op jou hart is vanmôre, wat jy nodig het. Sit dit in aksie vanmôre. Vat 'n stap van geloof. Baie jare terug sê hulle vir my, jy gaan nêrens kom nie. Jy kan nie skryf nie, jy kan nie goed lees nie, jy kan nie dit nie, jy kan nie dat nie. You're a nobody. Toe ek by God uitkom en ek by daai kruis uitkom, toe vloei daar 'n nuwe pad vir my. Ek wil jou vanoggend vra. Wil jy vrede hê? Ek bring dit na jou toe vanoggend. Vergeet van jou vrou langs jou. Vergeet van jou kinders. Vergeet van jou werk en jou werksomstandighede. Net daar waar jy sit vanmôre. Maak jou oë toe. Maak jou oë toe vanmôre. Glo jy my vanoggend dat ek vir jou gesê het, dis die lam van God wat aan die kruis gesterf het? Glo jy vir my vanmôre dat ek vir jou vanoggend sê, deurboor met sy lewe geoffer vir jou, om nie net jou gesond te word en jou sonde te vergewe nie, maar ook om vrede te ontmoet vanoggend? Baie keer is 'n mens so onrustig, omdat jy nie by daai plek kan kom wat jy kan kom nie. Ek was so met tradisie gevang gewees dat
Ek was so gespoelfeed gewees dat as ek nie opgestaan het in die oggend 1:00 en in die nag my tande gaan borsel het en my soet aangetrek het, ek het nie 'n probleem met dit nie. Maar dit het my verhouding beïnvloed, want toe ek daardie wette nie meer kon hou nie, toe raak ek afvallig want ek kon nie daarby gekom het nie. Maar toe een nag op 'n Vrydag aand 8:00, toe sê die Here vir my, gaan lees Galasiërs, en ek vat die boek Galasiërs en ek lees die boek Galasiërs en ek besef een ding verseker, en God trek die wortel van tradisie uit my lewe uit. Hy slaan dit op die kruis vas en hy gee my 'n nuwe lewe. Ontevredenheid oor jouself, sit dit eenkant. Kom sit dit hier by die kruis. God wil vir jou vrede gee. As jy vanoggend hierdie boodskap joune maak, die prys is vir jou betaal. Dit is vir jou om gehoorsaam te wees, om te sê, ek kom maak 'n ruiltransaksie by die kruis. Ek kom vat en ek kom sit my bekommernisse by die kruis. En ek vat vrede my verder. Op die pad wat die Here, dan gaan jy Psalm 23 in jou lewe beleef. En jy gaan hier kom en jy gaan hier staan. En wanneer jy so aangestap kom, gaan jy sê, dit is die lam van God wat vir my gesterf het. Dis die plek van nuwe beginne. Dis die plek van oplossings en uitkomste. Dis ook die plek waar die negatiewe gelos word. En uit dit uit vloei nuwe saad. En as jy vanoggend, sonde ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Sonde maak ons onvrymoedig aan die Here. As jy vanoggend iets het wat jare in jou lewe is, staan so 'n bietjie stil vanmôre. Staan so 'n bietjie stil hier vanmôre. Laat daar vir jou 'n nuwe begin. In die naam van Jesus. Net daar waar jy sit vanmôre. Net daar waar jy sit. Gaan nie laat jy uitkom nie. As jy wil by die kruis kom en jy wil by die kruis kom sit, is dit jou saak. Net daar waar jy sit vandag, waar jy inkyk en waar jy luister. Of dit in jou bed is, sitkamer is of in jou kar is, maak nie saak nie. Net daar waar jy is. Ek bring vrede na jou toe vanoggend. Want die lamp van God het dit vir jou bewerkstellig. Dis daar, dis klaar daar, it's paid in full. Dis vir jou. As jy 'n nuwe begin wil hê vandag, ek kom dra dit na jou toe, deur die boodskap. Deur die boodskap. Vat jy dit? Vat jy dit? Net daar waar jy sit vanmôre. Jou emosies. Jou hart wat seer is aan die kruis. God wil dit vir jou volgend gesond maak. Miskien sukkel jy om oor iets te kom al jare. Terwyl jy inkyk vandag, en jy sit in hierdie kerk ook vanmôre, jy sukkel om iets uit jou stelsel uit te kry. Jy sukkel om iets te verwerk vandag. Ek dra vandag vrede na jou toe. Onopgeloste sake, ek dra dit na jou toe vanmôre. Ek sê vir jou, hier's vrede. God los dit vir jou op vandag. Gee dit in sy hand oor. Los dit by die kruis. Hy wil dit vir jou nuut maak. Uit sy kruis uit loop af vir jou nuwe weg. As jy vanoggend sê, Here, ek vat vandag hierdie vrede wat U vir my bring. Steek net jou hand op. Steek net jou hand op. Ek gaan nie vir jou vra jy moet opstaan nie. Ek gaan nie snaakse dinge doen vandag nie. As jy 'n saak het, of jy wil 'n nuwe begin hê, of jy het vanoggend, het jy besluit nou, terwyl ek die boodskap vir jou gebring het, dis die lamp van God. Dis die lamp van God. Dis die lamp van God. Dis vir jou. Dis vir jou. Vat dit vanoggend. Sê, Here, halleluja. Ek wil weer vra, as hierdie boodskap met jou praat, moenie met jou kop onderste bo sit nie. Steek jou hand in die lug en sê vandag, Here, hierdie boodskap
is myne. Halleluja. Dis die seun van God, dis die lam van God. Abraham sê, God self sal die lam voorsien. Die besluit wat jy vandag maak, verwelkom vrede in jou lewe. Moenie my vra, hoe gaan dit plaasvind nie? Wat ek vir jou wil sê is, dit gaan plaasvind. Jy gaan dit soek en jy gaan daai dinge nie meer kry in jou lewe nie. Jy gaan daaraan dink, maar dit gaan nie meer krag hê in jou lewe nie. Want die bloed het die vermoë om die werke van die vyand te kanselleer. Dit help ons niks as ons die bloed nie apply nie. En vanoggend kom ons en ons apply die bloed oor jou gedagtes, oor jou hart en oor jou vlees en jou gees vanmôre. Halleluja, net daar waar jy sit vanmôre. Sy fine, lay behind. Prys die vanmôre. Elke pyn, elke seer, tekorte in mense se lewens, omdat ons na U toe draai, en U kies die lam van God, uit U vloei lewe en lewe in oorvloed. Ek spreek vanmôre oor die kinders. Ek kanselleer vanmôre in hierdie oomblik rituele vloeke, manifestasies oor die kinders van die Here. Maar die oomblik as ons die bloed apply, dan kan die vyand niks doen nie. Vader, ek spreek die seën van die Here oor elkeen af vanoggend. Ek bid dat die woord vir ons werk vandag, Here. Die 4-dag voorbereiding was vir ons om meer as oorwinnaars te word deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Vader, ek seën elkeen vanmôre. Lig elkeen op vanmôre. Dankie dat U met liefde ons ontmoet vanmôre. Skryf af. Skryf af vanmôre. Skryf af. Ek wil getuienis gee vandag. Iemand kyk in. Ek het my dinge van die verlede, het ek vasgehou vir 3 jaar lank. Na 3 jaar, toe sê die Here vir my, skryf af. Jy kyk in vandag. Die Here sê, skryf ou skuld af. En wanneer jy dit gaan afskryf, gaan God dit deurbreek. En hy gaan vir jou 100voudiglik, onophoudelik teruggee. As jy vanoggend in hierdie kerk sit, vergewe. Vergewe vanoggend. Vergewe. Vergewe vals getuienisse teen jou. Vergewe, skryf woorde af, skryf dit af vanmôre. Sit dit aan die kruis hierso. Want die oomblik as jy vergewe, vat jy die sleutel van die nuwe begin en jy sit hom in die sleutelgat. Jy sluit hom oop en jy maak jou deur oop en jy verwelkom jouself in jou nuwe seisoen in die naam van Jesus. Vader, ek seën elkeen vanmôre in Jesus naam. Amen. Oom George, asseblief hier by die nagmaaltafel. Rita en Dani, asseblief by die nagmaaltafel. As daar iemand is vanoggend wat nog iets het om reg te maak of by die kruis te sit, is 'n geleentheid. Is 'n geleentheid. Die kruis is soos toe Jesus die Israeliete die water oopkloof. En hy vat hulle in die beloofde land in. Dis die kruis. En hy bring hulle in die beloofde land in. Dis vir jou vandag nuwe beginne. Nuwe oplossings,
nuwe uitkomste. Gaan roep gou die jou maal is. Is daar 'n lap daar agter? Sommer enige lap. Ek wil net gou iets doen. Niks sal ons skei van die liefde van Jesus nie. In die Ou Testament, wanneer Jesus en die doodsengel verby die huise geloop het, wanneer hulle die bloed aan die deurposte gesien het, dan het Jesus vir hom gesê, "You don't touch them." Kerk van die Here, ek wil julle profesie gee vanmôre. Hoor wat sê die Here. Hier kom 'n styl opdraande. Hier kom 'n styl opdraande, sê die Heilige Gees. Styl. Maar die wat onder die bloed is, sal onder beskerming bly. Dis 'n keuse wat jy moet maak in hierdie tyd. Skort, sê die Heilige Gees. Kasabarondo kushandaya sabarandai. Dis kort, sê die Heilige Gees. Maar maak seker dat die vyand nie 'n besluit kan neem namens jou nie. Want as jy onder die bloed is, dan neem die bloed vir jou 'n besluit, sê die Heilige Gees. Maak seker en haastig, jy bly onder die bloed. Moenie wag vir die kerk om nagmaal te hou nie. Hou nagmaal by jou huis. Vat jou kinders, plaas hulle onder die bloed, maar hier kom 'n opdraande vir die kerk van die Here. Die Here seën sy woord vanoggend. Hoe plaai jy dit? Jy vat dit. Jy vat die bloed. Jy salf jou mense met die bloed. Die olie is die anointing, maar die druiwesap is die bloed. En jy sê, Here, ek plaas my mense, my familie onder die bloed. En hoor wat ek sê. Daar sal getuienisse opstaan. Die bloed sal nooit sy krag verloor nie. Amen. Die bloed sal nooit sy kleur verloor nie. Alles sal om hom oplyk en alles om hom sal dof word, maar die bloed, wanneer die vyand kom, ek weet die salwing van die Here is op my, wanneer die vyand kom, sien hy daar die bloed, dat is 'n lewendige bloed, en daar is 'n opdrag in daai bloed teen die vyand, dat die vyand mag nie die kinders vat, wat onder die bloed is nie. Jy sal nog so sit as jy voel, maar daar moes iets gebeur het, dan het die bloed jou beskerm. Jy sal ry, en jy sal by mense kom, en jy sal wegry, en jy sal voel, maar dis die bloed. Die Here seën sy woord vanoggend, in die naam van Jesus. Dis maar net 'n waarskuwing vanoggend, vir die wat hoor wat die Gees van die Here sê, doen dit wat God sê, want as ons doen wat God sê, dan sal ons geseënd wees. 1 Korintiërs 11 vers 23, Paulus skryf het, hy sê, want wat ek van die Here ontvang het, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, vir julle gebreek word, doen dit, hy sê so, doen dit tot nagedagte, van my nagedagtenis.
Kom ons sit net so, dan gaan ek vir ons bid vanoggend. Vader, dankie. Dankie vir môre. Ek bid nou in die naam van Jesus. Die krag wat in hierdie manifestasie is, aktiveer dit vir môre in mense se lewens. Sondes word vergewe. Liggame kom in lyn met God se woord. En die woord sê, hy het vir ons vrede gedra. Ek bid nou. En ek vra u, seën u kinders by die gebruik van hierdie bloed en hierdie liggaam in Jesus naam. Amen. Hy sê net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Weet jy hoekom bid Paulus eers? Want dit wat hy God gevra het, dit doen God. Amen. Dit wat hy God gevra het, dit doen God. En dis hoekom hy na dit het hy dit gesê. Laat dit vanoggend, waar u die bloed gaan gebruik en gaan drink en die liggaam gaan eet, dat dit soos in Paulus se tyd is. En ons is in dieselfde tyd. As daar 'n tyd is in 'n boek wat nog nie klaar geskryf is nie, is dit in hierdie tyd wat ons nou is, in die Nuwe Testament. Want daarna kom Jesus. Ek wil u vandag bemoedig. Staan op, kom ons kom so van daai kant af, kom ons hier deur. Dan kom gebruik u vandag die brood en die bloed. En voordat jy dit gebruik, dan sê jy, Here, dankie dat u u woord gaan bevestig in my lewe. Halleluja. U gaan by die drome uitkom wat God vir jou het. Die planne van die Here gaan in jou lewe realiseer. Halleluja. Baie dankie dat ons vandag kan sê dat uit u en uit die kruis vloei daar nuwe beginne. Uit die kruis vloei daar genesing. Nie net vir ons liggame nie, dankie daarvoor, maar ook vir ons lewe vorentoe. Uit die kruis uit. Want wanneer ons vrede het, dan neem ons goeie besluite. In 'n plek waar mense hierdie atmosfeer skep en te weet, jy's veilig, dan kom daar sommer nuwe gedagtes. Ek bid dit nou, in die naam van Jesus, oor elke een van ons hier, man en vrou, kinders, in die naam van Jesus. Ek bid, in die naam van Jesus, hierdie oomblik, die vrede, wat die verstand te bowe gaan. Dankie vir die prys wat u vir ons betaal het, Jesus. Ten spyte van al die pyn. Daai dag in Getsemane, toe hy stil gebly het en toe hy gesê het, hierdie beker my verbygaan, nogtans nie my wil nie. Toe hy gemartel het, toe Pilatus hy vra, is jy die seun van God? Toe bly hy stil, want hy het geweet, daar's 'n kruis met lewendige bloed, wat mense wat verlate is, gaan laat vind. Mense wat rigting nodig het, die kompas te kan wees. Mense wat oplossings oplossings soek, oplossings gaan vind, en nuwe lewe. Dankie daarvoor. Seën ons vandag verder, en waar ons terug gaan huise toe, dat u ons vandag seën, om ons omstandighede by die huis te seën, en laat die bloed van u ons beskerm, in Jesus naam. Amen. Die Here seën sy woord.